Here, dankie dat ons in U teenwoordigheid mag wees. Dankie dat U 'n baie spesiale pad met ons stap. Dat U weet wat ons nodig het. Dat U ons ken. Dat U ons diep en innig ken. En dat U ons regtig net die beste lewe wil gee. Here, help ons om te luister wat U vir ons wil sê. Help ons om toe te laat dat dit wat U vir ons wil sê, deel van ons lewe sal word. Dat ons vandag hier sal uitgaan en sê, Here, dankie. En mag ons ook dit wat ons ontvang het, gaan leef. Mag ons in vryheid leef, want U is altyd by ons. Dankie vir al die liefde en al die genade. Amen. So ons is nou besig met ons tema hierdie kwartaal. Deel van ons missie is om met liefde uit te reik. En ons het gesê ons doen dit deur onsself as lewende heilige offers te gee. So die Romeine 12 teks wat baie sterk na vore kom. Die Here wat vir ons kom sê, maar ek het vir julle hemelse geskenke gegee. Ek het vir julle gawes gegee om te gebruik. So hoe reik ons uit in liefde? As ons wonder, hoe wil ons 'n verskil maak? Dan doen ons dit deur die gawes te gebruik wat die Here vir ons elkeen gegee het. En vandag is ons by die gawe van diens. In Romeine 12 staan daar, as ons dan dien, laat ons dien. So, doen dit met oorgawe. En een van die mooiste, mees treffendste verhale van diens, ware, diep gewortelde liefde, diens, is Jesus wat sy disippels se voete was. So kom ons lees, Johannes 13, van vers 1 af. Voor die viering van die Paasfees het Jesus reeds geweet dat die tyd vir hom gekom het om van hierdie wêreld af na die Vader oor te gaan. Hy het sy eie mense wat in die wêreld is liefgehad. Hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad. Jesus en sy disippels was aan tafel. Die duiwel het toe al klaar vir Judas seun van Simon Iskariot op die gedagte gebring om Jesus te verraai. Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van God gekom het en na God toe teruggaan. Toe het hy van die tafel af opgestaan, sy boekleed uitgetrek en sy handdoek gevat en om hom vasgemaak. Nadat hy water in 'n waskottel gegooi en het hy begin om sy disippels se voete te was en dit af te droog met die handdoek wat hy omgehad het. Toe hy by Simon Petrus kom, vra die vir hom, Here, gaan U my voete ook was? En Jesus antwoord hom, wat ek doen begryp jy nie nou nie, maar later sal jy dit verstaan. Maar Petrus sê vir hom, U sal in alle ewigheid nooit my voete was nie. Daarop sê Jesus vir hom, as ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie. Simon Petrus sê toe vir hom, Here, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my gesig. En Jesus sê vir hom, hy wat klaar gebad het is heeltemal skoon, hy hoef later niks meer as sy voete te was nie. En julle is nou skoon, maar nie almal nie. Jesus het geweet wie hom sou verraai, daarom het hy gesê, julle is nie almal skoon nie. Hy het toe hy hulle voete klaar gewas het, en sy boekleed aangetrek het, en weer aangesit het, sê hy vir hulle, verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Julle noem my, julle leermeester en Here, en julle is reg, want ek is dit. As ek, wat julle Here en julle leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Dit verseker ek julle, 'n slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie, en 'n gesant ook nie belangriker as een wat hom gestuur het nie. Julle weet dit nou, gelukkig is julle as julle dit ook doen. Ons lees tot sover. Die eerste ding, as ek hierdie teks lees, wat vir my uitstaan, is dat Jesus sy mense tot die uiterste toe liefgehad het. En wat maak mens as mens iemand tot die uiterste toe liefhet? Ek dink die antwoord is enigiets.
As jy iemand lief het en jy weet hulle het iets nodig of hulle is in nood, dink jy nie, wat gaan hierdie vir my kos? Of jy dink nie, hulle het my nodig, maar wat gaan hierdie aan my reputasie doen? Of wat dink jy, wat gaan ander mense dink van my? Dis nie goed wat deur jou kop gaan as iemand vir wie jy lief is, in nood is nie. Jy doen wat hulle nodig het, maak nie saak wat dit is nie. Ons dink nie, miskien moet ons net wag tot ander mense sien wat ek doen nie. Daai goed gaan nie deur jou gedagtes nie. Jy wil so gou as moontlik, so goed as moontlik, iemand anders wat vir jou lief is, help. Die ander vraag om later, genade, wat het ek gedoen, nee? Daai kom nadat jy gedoen het wat jy nodig het, om daardie persoon te help. En ook iets hiervan, gebeur hier. Jesus weet hierdie is totsiens. Hy wil vir hulle iets wys van sy liefde vir hulle. Daai uiterste liefde wat hy het vir hulle, wil hy vir sy disippels wys. Hulle moet weet, hy is tot die uiterste toe lief vir hulle. En hy is bereid om enige iets te doen vir hulle. En dan was hy hulle voete. Dit wat heeltemal buite die sosiale norms is. Hy dink nie aan die sosiale norms nie, wat mense miskien mag aanskou, of wat die slawe wat daar is mag aanskou. Hy wou vir hulle wys, hulle is kosbaar vir hom. As mense aan Jesus se lewe begin dink, dan het hy baie sulke, hoe kan hy sulke goed doen, oomblikke, nê? Die mense wat sê, hoekom tree hy so op? Hoekom reageer hy so? Hoe kan hy so reageer? Dis nie hoe ons dit doen nie. Hy het baie sulke oomblikke. Hoekom? Want hy sien mense se nood raak en hy reageer daarop. Want hy's lief vir hulle. Hy het hulle gedien, want hulle het hom nodig gehad. En liefde is 'n werkwoord. Dit is maklik om te sê, ek is lief vir iemand, maar wys jou dade dit. Kan hulle weet dat dit wat jy doen en die manier hoe jy optree, die manier hoe jy hulle hanteer, is dit ook, ek is lief vir jou. Dit beteken ook nie, ons word slawe van ander mense nie. Dis nie wat dit beteken nie. Dit beteken net, ek wil iemand se lewe opbou so ver as moontlik, want ek wil graag die beste vir hulle hê. Ek wil hê hulle moet oukei wees. Ek wil hê hulle moet beskermd wees. Ek wil hê hulle moet weet, hulle is kosbaar. As ons bid vir mekaar, dit is maklik om te sê, ek bid vir jou, maar bid jy vir daardie persoon? Word hulle belange deel van wie jy is? Bid jy regtig of sê jy net, ek bid, omdat dit die sosiale norm is, of omdat dit is wat ons doen? Bid ons regtig. Want dis wat Jesus kon doen het. Jesus kom en hy kom verander die sosiale norms met sy dade. Dit was nie die gasheer se werk om die mense wat hy ontvang het se voete te was nie. Dit was slawe se werk, en as daar nie slawe was nie, was dit die mense wie gekom het, sy eie persoonlike sy verantwoordelikheid om seker te maak dat as jy aan daai tafel gaan sit, dat jou voete skoon is. So jy moes dit self gedoen het, nê? As jy by iemand gaan kuier, ons was nie meer ons voete nie, want ons sit nie meer op die grond as ons eet nie. Maar jy gaan was jou eie hande. Niemand was jou hande vir jou nie. Maar hierdie daad van liefde help die disippels om te weet dat Jesus hulle elkeen persoonlik kosbaar en waardevol ag. En hulle moet weet, maak nie saak waarheen hy gaan nie, hy weet, dis die laaste keer wat hulle saam is, hulle moet weet, hy het regtig vir hulle omgegee. En as ons mense dien, sien ons mense raak.
Dis 'n daad van onselfsugtigheid. Want jy dink nie in daardie oomblik aan jouself nie. Jy dink aan hoe kan ek my verhouding opbou met hierdie persoon? Of hoe kan ek hierdie persoon belangrik laat voel? Hoe kan ek hierdie persoon beskerm? Hoe kan ek hulle help want hulle is in nood? Die fokus is nie op jouself as jy ander mense dien nie. Die fokus is op hoe kan ek die lewe 'n klein stukkie beter maak vir daardie persoon. En ongeag van hoe daardie persoon wat dit ontvang reageer, want baie keer reageer mense snaaks want hulle weet nie lekker hoe om dit te ontvang nie. Soos Petrus ook vir Jesus gesê het, Here, ek kan nie dat U my voete was nie. Dis nie okay nie. En dan besef hy die belangrikheid en dan sê Here, sommer net alles van my, nê? Maar ongeag van hoe daardie persoon reageer, dis iets wat hulle in hulle lewe nooit sal vergeet nie. Want as dit 'n daad van opregte liefde is, dan ontvang daardie persoon dit ook. Of hulle snaaks reageer of nie, dit as 'n daad van opregte liefde. Hoe kan hierdie mens so reageer? Hoekom sien hy of sy my raak? Hoekom maak hulle tyd vir my? Om te dien is onselfsugtig. Dis 'n bereidwilligheid om iets op te offer, iets van jouself te gee. Diens kan nooit los van jouself staan nie. Dit vra altyd iets van jou, altyd. Maak nie saak wat dit is nie. Dit kan iets kleins van jouself vra, dit kan iets groots van jouself vra, maar diens vra altyd van jou. Liefde vra iets van jouself. Want jy kan nie liefde gee as jy niks liefde het nie, nê? En daai liefde wat ons vir ander mense kan gee in diens van God, kry ons dan ook van God, nê? God gee vir ons liefde. So, hoe word ons, gebruik ons gawe om te kan dien, om in uit te reik in liefde dan? En ek dink, dit vra van ons om betrokke te raak. Dit vra van ons om raak te sien. Om te sê, hierdie is besig om my hart aan te raak. Ek wil graag die lewe 'n stukkie beter maak vir mense. Ek wil graag hiermee help. So, ons as gemeente, ons as kinders van die Here, kom en ons sê maar, Here, ek wil graag vir U iets doen. Ek wil graag hierby betrokke raak, 'n stukkie van myself hierby insit. So as ons goed doen, raak betrokke, raak bewus van die liefde wat jy het vir ander mense, om sensitief te wees vir die nood rondom ons. En as daar 'n leemte is wat jy raak sien, om na vore toe te kom en te sê, maar ek sien hierdie nood raak wat nie aangespreek word nie, kom ek begin iets daarmee. Kom ek doen iets hieraan. Kom ek gee iets van myself. By ons huise, as ons dien, ons is die gawe van diens gebruik, hoe kan ek die beste pappa, die beste mamma, die beste vrou, die beste man, die beste kinders wees, wat die mense rondom my moet my liefde kan ervaar. Om uit liefde die beste te gee van my, en God gebruik dit ook. Want as Jesus sê, gelukkig is julle as julle dit ook doen, dan sê hy nie vir hulle, gelukkig is julle as julle ook ander mense se voete was nie. Hy sê vir hulle, gelukkig is julle as julle ook ander mense tot die uiterste toe kan lief hê. As julle dit ook die voorreg kan hê om hierdie liefde wat ek vir julle ervaar, ook vir ander kan ervaar, en 'n stukkie van wie julle is vir ander mense kan gee, om die lewe vir hulle 'n klein stukkie beter te kan maak. As mens net mooi daaraan dink, nê, in 'n ideale wêreld, wat ons nie noodwendig in is nie, maar binne in 'n ideale wêreld, as hierdie reg werk soos wat dit werk, as ons almal mekaar dien,
dan word almal se behoeftes aangespreek, né? Want ons sien mekaar raak. Ons kan mekaar help en hierdie wêreld vir mekaar stukkies beter leef, maak. As mens dink aan 'n huwelik, né? Die Here sê, ons moet onsself vir mekaar gee. Ons moet mekaar dien. En binne 'n huwelik, as die man die vrou dien en haar bo homself stel, en die vrou dien die man en sy stel hom bo haarself, dan word albei se behoeftes aangespreek en albei word opgebou. En ons is almal gelukkig, né? Dis hoe diens werk. Ons het nodig. En as jy dit nie binne ons en meeste van die tyd ontvang ons nie wat ons nodig het noodwendig vanuit die wêreld uit nie. Ons ontvang dit van God af. God sê vir jou, my kind, ek sien jou raak. Jy is vir my kosbaar en die liefde wat ek vir jou het, kan maak dat jy kan diens doen, dat jy ander mense kan raak sien, want dit wat jy nodig het om vol te word, gee ek vir jou. Ek gee vir jou, my liefde vir jou is genoeg. Jy hoef dit nie op ander plekke te gaan soek nie. Want dis die ding, nee. Ons is so besig in die lewe om net self oukei te wees. Self te kry wat ons nodig het om te kan oorleef, om goed genoeg te wees, dat ons nie mekaar kan sien nie. Want ons het so dringende behoefte om net genoeg te wees, om net iewers in die lewe kosbaar te wees. En God sê, vind jou kosbaarheid en jou genoeg te wees in my, want ek kan vir jou soveel meer gee, as wat enige mens op aarde ooit vir jou kan gee. Wees genoeg in my, en wanneer ons genoeg kan wees in hom, kan ons hierdie gawe, hierdie hemelse geskenk, om mense te kan dien, gebruik, tot eer van hom. Om vir ander mense iets van daai liefde wat jy ervaar, te kan gee, deur te reageer op hulle nood, en te sê, maar ek sien jou ook raak. Die Here het my geleer, om jou tot die uiterste te lief te hê, ten spyte van jou reaksie. So ek wil julle uitnooi, kom ons vra die Here, om mense te leer opreg lief te hê. En help, kom ons vra die Here, ek gaan tyd vir stil gebed gee. Here, waar is daar leemtes in die omgewing waar U hier ons as gemeente geplaas het om 'n verskil te maak? En Here, waar kan ek help? Waar wil U my gebruik om 'n verskil te maak? En dan kan jy commit en sê, maar Here, ek sal gaan. Ek wil 'n verskil maak. Kom ons gee 'n oomblik van stilte. Praat met die Here opreg. Here, help my. Here, ek het U nodig. Here, ek smag na U. Ek dors na U. Ek kan nie sonder U nie, Here. Kom vul my met U Gees. En Here, kom maak my
wat ek nodig het om te wees. En Here, maak my oë oop, sodat ek die liefde wat ek by U kry, die liefde wat ek so brood nodig het, dat ek daai liefde wat ek by U ontvang ook vir mense sal gee. Dat ek sal raak sien waar ek kan dien en waar ek 'n verskil kan maak en waar ek mense 'n stukkie van hierdie uiterste liefde wat U vir my het en wat U vir hulle het, ook vir hulle kan gee. Help ons om te dien. Help ons om stukkies van onsself te gee, om hierdie wêreld 'n bietjie beter te maak. Al is dit net vir een persoon, Here. Dankie, Here, dat ons in U diens mag wees. Dat ons 'n verskil kan maak en dat ons hemelse geskenke kan gebruik. Dat ons deel kan hê om te sien hoe U liefde mense se lewens transformeer. Dankie, Here, vir al die liefde en al die genade. Amen.